afraid to lose. I'm feeling qualified for what you're calling me to. Lord, with your strength, I've got no excuse. 'Cause broken people are exactly who you use. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king. So I'm gonna trust you and give you. Goeiemôre liewe gemeente. Baie welkom by vanoggend se boodskap. En soos wat ek vanoggend regmaak vir hierdie diens, besef ek dat hoewel my en jou ruimtes verskil en ons op verskillende plekke is aan weeskante van die skerm, is dit so 'n groot gerusstelling om vas te hou aan dit wat konstant is en konstant bly. En dit is God se teenwoordigheid. En daar waar ons God se woord lees en hy met ons deur sy gees praat, daar is ons so bevoorreg om in God se geselskap te wees. En dit is werklik my gebed dat jy vanoggend deur die woord van die Here en deur gebed en deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees 'n ware ontmoeting met ons Here sal ervaar. So net voor ons lente amper binne gaan, kom Augustus en hy maak seker dat ons iets van die Augustus winde ervaar. Met die wind wat so waai en so huil in jou ore, gee dit vir mense 'n gevoel van woestyn, van 'n dorre woestyn met geen beskutting of geen skuilings vir die daar buite nie. Die afgelope maand was dalk 'n woestyntyd vir baie mense reg oor die wêreld. Lande met goeie oeste en valleie met stromende lopende water en groenwelige plante het vir mense woestyne geword. Die gebeure en die realiteite het 'n dorkant na die mens gehou. En skielik het die woestynsand onder jou voete warm gevoel. Mense is uitgeput. Hulle begin moeg raak, moedeloos en 'n groot stuk hopeloosheid is te sien wanneer jy na die mensdom kyk. Selfs Christen gelowiges begin moeg voel. Op 'n stadium het ek die verhaal van Elia gelees en ons het die aand saam met die kinders daar na gekyk in die kinderbybel. En Iwa het uitgevra oor die besembos en hoekom Elia daar gaan lê het. Ons het verduidelik dat hy regtig moeg was, bang was, moedeloos was en dat hy net wou vlug en wou wegkruip. En dan kyk ek na die wêreld en jy hoor die mensdom sug en jy besef, daar is waarskynlik 'n hele klomp mense op soek na 'n besembos. So baie mense wat alreeds onder die besembos ingekruip het, soos Elia, gelowiges wat voel dat God ver is, sukkel om iets van hom te ervaar, sukkel om te verstaan, alleen gelaat. Vanoggend staan ons stil by 1 Konings 19. Die verhaal wat ons gaan lees, speel af in 'n tyd wat vertel van Elia wat opgetree het, toe die mense die Baal afgod ywerig en vurig aanbid het. Nou as jy Elia se lewensverhaal volg, dan sal jy sien dat hy absoluut fanaties was oor God en uiteraard as 'n verskriklike anti-Baal prediker opgetree het. Die feit dat koning Agab se vrou Isebel 'n vurige Baal aanbidder was,
het tot gevolg gehad dat daar hierdie verskriklike stryd was tussen Elia en die koningshuis. En dit loop dan uit in hoofstuk 18 op die gebeure by Karmelberg, waar Elia as die enigste profeet van God staan teenoor 450 profete van die afgod Baal. Die hoofstuk vertel dat daar 2 altare gebou is, daar op die berg. En op elke altaar is 'n bul gesit. En Elia en die afgodsprofete het toe elk tot hulle eie God gebid om met vuur te antwoord. En dit sou dan bewys wie waarlik God is. Na 'n hele dag se gebid en geroep tot Baal, was daar steeds nie 'n geluid nie. Geen antwoord nie, geen reaksie nie. Toe het Elia die stikkende altaar van die Here weer reggemaak met klippe en 'n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. Hout reggesit op die altaar en die bul op die hout gelê. Hy het toe soveel water laat uitgooi oor hierdie hele offer en altaar, dat selfs die sloot rondom die water vol was. Toe het Elia tot die Here gebid, en die Here het geantwoord deur met vuur die offer, die hout, die klippe en die grond te verbrand. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Daarna het die hele volk op hulle knieë neergeval en uitgeroep: Die Here is God. Die Here is God. Al die Baal-profete is toe doodgemaak en dan lees ons dat Elia die mag van die Here gekry het en as oorwinnaar voor Agab die berg afgehardloop het. Vir Elia kon dit niks anders wees as sukses nie. Dit waarvan hy homself sy hele lewe lank beywer het. Waarvoor hy gewerk het, waarin hy geglo het, 'n besliste hoogtepunt wat hier uitspeel. Maar dan volg hoofstuk 19, waar Agab vir Isebel kom vertel van die gebeure op die Karmelberg. En toe sy dit hoor, het sy 'n boodskapper na Elia toegestuur, om vir hom te sê, dat sy aan hom gaan doen, net soos hy aan die Baal-profete gedoen het. Ons lees vanaf hoofstuk 19 vers 3, dat Elia toe baie bang geword het en gevlug het, ver weg die woestyn in. En daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. En toe het hy net daar onder die besembos gaan lê en aan die slaap geraak. Maar dis asof ons iets hier mis, iets nie raak sien nie. Dis asof ek iets nie lekker reg verstaan nie. Het die Here dan nie nou net so pas homself aan Elia en die Here volk bewys nie? En nou Elia, wil ek vra, jy skrik tog nie vir hierdie dreigemente of hierdie bedreiging wat na jou kant toe kom nie? Maar vir Elia blyk dit 'n groot mislukking te wees. Moedeloosheid het hom so oorweldig en gelaat met 'n gevoel dat alles tervergeefs was. Ek wonder tog of dit nie iets is wat met elkeen van ons al gebeur het nie. Dat ons hard werk, moeite doen, effort insit in ons verhouding met God. Ons lees ons Bybels, ons gaan kerk toe, ons probeer binne sy wil leef en getroue disippels wees. En dan tref hierdie bedreiging. Die diagnose lyk nie goed nie, mevrou.
Dis kanker. En die pad van chemo en bestraling is onvermydelik. Die hoop dat jy met hierdie swangerskap wel 'n hartklopie sal sien, verdwyn met die aanhoor van die dokter se woorde. Jammer julle. Die gebid, die gesmeek, dat jy tog nie ook jou werk verloor nie. Stop net daar, wanneer jy wel ook nie verder betaal kan word nie, want soos by jou vrou se werk, was die impak van die virus en die lockdown net te groot. En nou is julle albei skielik werkloos. Jou laaste pogings om jouself te probeer oortuig dat jy mos hier uitgesorteer het en hy beloof het, hy is klaar met die buiteegtelike verhoudings. Is nou finaal daarmee heen. Hierdie keer het hy kom sê dat hy dink dit is tog beter om te skei. Dit tref hard. En dit slaan ons bootjie onderste bo. En dan gaan lê ons onder die besembos. Want ons wil ook sê, dit is nou genoeg, Here. Ek het U dan gekies. Ek het U dan gevra. Ek het gebid, ek het geglo. Sou U tog nie hoor nie? Sou U tog nie vir ons gesondheid of 'n gesin, 'n inkomste, 'n heel huwelik gun nie, Here? Dit was die plan. Maar nou voel ons ook soos Elia, moeg, verslae, platgeslaan, en wil ons ook onder die besembos skuil. Maar tog, kyk God, sien God raak, verstaan God. Ons lees hoe 'n engel van die Here vir Elia wakker skud en kos gee om te eet, roosterkoekse ewe wat op die klippe gebak is en 'n kruik water, om hom krag te gee. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Dan sien ons in vers 7 dat die engel 'n tweede keer aan hom geskud het en gesê het, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet. En deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Wat 'n mooi verhaal van 'n God wat ons nie los nie. Net soos hy ook nie vir Elia gelos het nie, deur die engele se nabye teenwoordigheid en die kos wat vir hom aangebied word, kry Elia nuwe krag en word hy bemoedig en herinner dat God sorg. Hy het nog altyd en hy sal ook altyd. Maar ons teks stop nie vanoggend hier nie. By Horebberg aangekom, lees ons dat hy in 'n grot ingegaan het en die nag daar deurgebring het. Vers 9 sê, toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Julle sien, as die Here hier na hom toe kom en vir hom vra, wat maak jy hier, Elia? Dan is dit eintlik die Here wat vra, hoekom het jy nie bly staan in jou geloof nie? Hoekom twyfel jy? Hoekom is jy bang? Hoekom dink jy dat ek jou sou los? En Elia kom met 'n antwoord. Hy sê, ek het met my hart en siel gewy aan U saak, Here, almagtige God. En hierdie hele deel wat hy sê, hierdie deel van sy antwoord is reg, dis waar. Hy het homself met hart en siel aan die Here se saak gewy. Maar verder in vers 10 sê hy, die Israeliete het die verbond met U verbreek.
Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Julle sien, en in hierdie vers is hier iets wat van 'n probleem. Want dit wat Elia sien as hy terugkyk, die maatstawe waarmee hy meet, dit wat hy klassifiseer as sukses of mislukking, is vanuit sy eie menslike eensydige siening. Dit is nie die volle waarheid nie. Dit is nie die hele prentjie nie. Dis bloot die aansig vanuit die posisie waarin hy hom bevind het. Want die Israeliete het nie die verbond verbreek met die Here nie. Hulle het uitgeroep, die Here is God. En om te sê dat al die altare afgebreek is, net na hy self die altaar op Karmel dan juis gebou en gebruik het, is ook eensydig negatief. En dan sê Elia dat hy die enigste profeet is wat nie doodgemaak is nie. Maar net in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 18, lees ons hoe die paleisoffisier 100 van die profete gaan wegsteek het in die grotte en vir hulle gesorg het toe Isebel hulle wel wou doodmaak. Die realiteit is wel dat Elia se moed gebreek is. Hy dink alles is daarmee heen. Mismoedig, reg om te vergaan. En daarom voel Elia dat hy klaar is met die Here en opgegee het op die lewe. Maar die Here is beslis nog nie klaar met Elia nie en hy het glad ook nie opgegee op hom nie. Daarom roep God hom uit die grot uit. Vers 11 sê, kom uit en gaan staan op die berg voor my die Here, ek wil verbygaan. Julle sien, die Here kom om hom weer te kom oprig. En die Here het gekies om op 'n baie interessante manier aan Elia te kom verskyn. Om hom weer van niets af op te tel, op te rig. Sy taak, sy lewensdoel weer opnuut op te lê. Die manier waarop God na Elia toe kom wys vir ons die intieme en die sagte manier waarop God met sy kinders omgaan. Dit wys vir ons iets van 'n verskuilde, mooi manier waarop God met hierdie moedelose, verwarde, nikkerige profeet van hom werk. Ons lees in vers 11, skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? God kies. Hy kom nie met hierdie sterk wind wat ruk en pluk, soos Augustus doen nie. In plaas van 'n ewige natuurverskynsel, kom verskyn God saggies, soos in die tuin van Eden, in die fluistering van die windstilte. En hy kom sê vir Elia, ek is
hier. Maar wanneer Elia daarna vir God presies, woord vir woord dieselfde antwoord gee, wanneer God vir hom vra, wat maak jy hier, Elia? Dan besef ek dat Elia eintlik nog nie die teken mooi verstaan het nie. God moet meer direk met hom praat, en God doen dit ook. Ons lees in vers 15 tot 18, maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi salf, tot koning van Israel, en vir Elisa, seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf tot die profeet, om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Hazael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. En dis waar ons teks eindig. God kom en hy kom bevestig sy vertroue in Elia. Elia, dit was nie alles te vergeefs nie. En hy stuur hom terug na waar hy was toe, terug na sy werksakker toe. Elia het 'n groot taak op hande gehad, iets wat van internasionale belang was. En die Here kom wys vir hom hoe belangrik hy is, hoe nodig hy is binne die groter prentjie, dat God hom hier wil hê en kan gebruik net soos hy is. En Elia is nie die enigste een in die Bybel wat die intense teenwoordigheid van God ervaar en daarna steeds ergens vasval, neerval en 'n groot stuk leegheid, moedeloosheid, moegheid ervaar nie. Jare van tevore lei Moses die volk uit die land Egipte. Sien en ervaar hulle God se reddende krag met die uittog deur die Rooi See. Gevolg deur vele verhale van 'n ongehoorsame volk kort daarna, met Moses wat ook nie die beloofde land kon ingaan nie. En in ons lewe, myne en joune, wanneer het ons gearriveer? Wanneer kan ons opgee? Wanneer kan ons gaan lê as die lewe so druk en ons voel, dis nou genoeg, Here. Here, my bootjie sink. Ek wil nou nie meer soos U wil nie. My plan, Here, het anders gelyk. En U plan verstaan ek nie. Daar in die boek Konings stuur die Here vir Elia terug om sy werk te gaan voortsit. En miskien stuur die Here jou ook terug. Maar waarheen? Dalk dood eenvoudig môre terug na jou werkplek toe, ten spyte van die weerstand, ten spyte van moeilike omstandighede of moeilike kollegas, ten spyte van mense wat jou energie tap, omdat dit sy plan vir jou is. Dalk terug na jou besigheid toe waarop jy eintlik al moed opgegee het, want die ekonomiese knou was net te groot.
sodat dit as 'n getuie kan dien van 'n God wat sorg. Dalk stuur jy terug na jou huwelik toe, om weer te probeer, om harder te probeer, om alles te probeer, terug na jou gesin toe, terug na jou kinders toe, terug na jou ouers toe, terug na jou buurman toe. Ongeag waar jy na jou stuur, jy het die versekering dat hy saam met jou sal gaan. Hy sal jou versorg. Hy sal jou beskerm. Hy sal naby aan jou wees, net soos wat dit met Elia was. Maar moenie verwag om hom in die oorweldigende gebeurtenisse te ervaar nie, want dan gaan jy dalk teleurgesteld wees. Maar miskien is hy juis te vinde in die minder opvallende, soos die hand van die bedelaar by die robot. Of die kyk in jou kinders se oë. Miskien is hy te vind in die sagte glimlag van jou man of jou vrou na 'n lang, moeilike dag, of in die vergewensgesinde houding van die een wat jy al soveel kere te nagekom het. Dalk, net dalk, is hy te vind daar waar jy soek, daar waar jy vashou, daar waar jy bly glo, en daar waar jy bly hoop. Daar waar jy bly lief hê, daar waar jy bly gee. Die lewe lyk soms van ons eensydige kant af maar bitter moeilik. Onmoontlik. Donker, nutteloos. Maar wees gerus dat God groter is, dat God breër kyk, dat God jou soek, dat God jou verstaan, dat God jou beskerm, dat God jou bewaar, dat God vir jou sorg, dat God jou aanraak, dat God jou oplig, maar ook dat God jou stuur om sy lig te wees, om sy hande en sy voete te wees, en om sy liefde te wees. Mag jy by hom rus vind, en krag vind, en vrede vind. Ons luister saam na die volgende gebed. Besemboskind. Hier waar ons vandag is, Here, lewe ons so koes onder die besembosse deur. Nes Elia. Ons weghardloop, wegkruip oomblikke, lyk net so klein bietjie anders as die besembos van die Bybel. Ons vlug vandag onder ons besembos in, terwyl ons stil 'n masker dra, en hoop alles gaan sommer net weg. Ons vlug onder ons besembos in, wanneer ons hartse mense lêplekkie in die hospitaal kry, en ons nie daar naby mag gaan nie. Ons vlug onder ons besembos in, wanneer ons werk sy deure toemaak, en ons wonder waar ons geld gaan kry, om deur môre te kom. Ons vlug onder ons besembos in, wanneer ons jongste op die skool se sypaadjie agterlaat, klein en alleen, net met 'n masker en voetspoortjie, wat hom wys waar hy moet staan. Ons vlug onder ons besembos in, wanneer die virus sy kloue in ons huwelik inslaan, wanneer ons beklei, somme net omdat ons almal bang en onseker is. Ons vlug onder ons besembos in, wanneer ons na ons hartsmense daar ver verlang. Ja, Here, ons vlug na ons besembosse toe, as ons magteloos staan teen elke plaasaanval, elke stukkie geweld in hierdie land. Ons besembosse lyk dalk 'n klein bietjie anders as die Bybelse besembos. Daardie besembos het blare en takke gehad. Ons vlug na die veiligheid van ons eie hart, daar waar niemand ons kan sien,
en seer maak nie. Ons raak stil. Raak sommer net weg sonder dat iemand dit agterkom. Ons besembosse lyk dalk 'n klein bietjie anders. Maar dit pla U nie, want U is steeds dieselfde God. U weet van die plek waar ons wegkruip vir die wêreld. U stap nooit verby 'n besembos nie. Nee, Here, as een van U kinders verward en stikkend onder 'n besembos gaan lê, is U die een wat stil versigtig die takke wegskuif. U hand sag op ons skouer lê en stil vir ons sê, kom, eet iets, anders gaan die pad vir jou te lank word. En wanneer U ons versorg het, vir 'n rukkie langs ons gesit het en seker gemaak het ons het genoeg krag vir die pad wat voor ons lê, stap U stil saam met ons verder. En iewers, ergens op hierdie woestynpad, Here, is dit U wat sag vir ons vra, wat maak jy hier? En dan borrel dit so deur mekaar soos Elia se woorde daar in die besembos woestyn. Dan vertel ons vir U van die stikkend nadat ons kind doodgegaan het. Van die onsekerheid en angs oor ons werk wat toemaak. Van ons bekommerd wees oor die finansies, die kinders, die skool. Van ons hartseer oor 'n geliefde wat in ICU lê. Dan vertel ons vir U van die verlang na ons hartse mense. Van ons wakker lê elke nag. En wanneer ons klaar vir U vertel het, Here, is dit U wat stil langs ons sit en ons rustig maak. Vir ons weer en weer wys dat U groter is as die bos en die woestyn in ons lewe. Wanneer ons klaar vir U vertel het, is dit U wat stil weer vir ons die pad wys wat ons moet verder loop, nes destyds vir Elia. Dankie dat U nie skrik vir ons besembosse nie, Here. Dankie dat U nooit 'n besembos mis of sommer net ongeërg verbyloop nie. Dankie dat U kinders se besembosse vir U saak maak. So baie saak maak dat U nie omgee hoe lank U by 'n besembos moet stil staan nie. Solank die een wat onder die bos lê net weet dat U daar is. En dat U nie weggaan nie, nooit gaan weggaan nie. Dis vir U belangrik, Here. Dankie dat U geduldig is, ook met my, U besemboskind. Mag die week vir jou lente inhou. Mag dit vir jou geseënd wees en mag dit vir julle mooi wees. Totsiens.